Welkom by hierdie week se AMT politieke oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. So baie welkom vanoggend by ons Roland. Dankie Johnny, lekker om weer te gesels. Roland, ek wil hierdie week bietjie by Oekraïne en Rusland dalk begin, daar afskop. Ek weet daar's baie nuus in Amerika plaaslik waartoe ons ook graag wil beweeg, maar ons het gesien koringpryse spesifiek het nou baie opwaarts gereageer, so het tog 'n groot impak op ons landbouers, mieliepryse, sojapryse op. Wat gaan nou in Oekraïne aan en hoekom is dit so belangrik? Goed, ja, ek dink daar's 'n paar goed wat gebeur. Weet mense kan baie maklik die fout maak om te dink dieselfde gaan nou maar net aan en jy raak gewoond aan wat daar gebeur, maar daar's tog die hele tyd is daar beweging en daar's geweldige druk wat toegepas word op Oekraïne vanuit Rusland. En die hoofrede daarvoor is dat Rusland gaan voluit met sy groot kanonne. Hy skiet ballistiese missiele en Oekraïne het op die stadium geen verdedigingsmeganisme daarteen nie. So daar's geweldige druk en daai druk is op die bevolking, want wat die Russe doen, hulle teiken stedelike gebiede. Nou, hulle sê hulle teiken militêre teikens, maar stedelike gebiede word aangeval en daar is bitter min wat die Oekraïense regering en weermag daaraan kan doen. Hulle het net eenvoudig nie, en wat hulle nodig het is Patriot missiele en hulle kry nie. Daar's 'n groot tekort, ons het al daar gepraat en dit wat beskikbaar is word Midde-Ooste toe gestuur om die golfstate te verdedig teen Iran. En dan natuurlik die baie lang siklus van vervaardiging om die voorrade wat uitgeput is op te bou. Ons het laas gesê dit gaan waarskynlik 'n jaar plus vat om meeste van hierdie voorrade net op te bou tot die vlakke wat dit was. So die Oekraïne, die mense, die regering, die weermags onder geweldige druk. Maar die druk is nie omdat dit so goed gaan met Rusland ook nie. Dit moet 'n mens bysê. Die druk is ook omdat Putin en Rusland is al hoe meer onder druk. Ons sien al hoe meer dat daar byvoorbeeld ransonering van brandstof is, regdeur Rusland. Dis nie meer net in sekere plekke nie. Daar's geweldige druk op die ekonomie, want dit raak al hoe moeiliker vir die Russe om olie uit te voer. Hulle is onder groot druk van die sanksies wat toegepas word en hulle hoop, lyk dit vir my, is om so vinnig as moontlik, soveel as moontlik verwoesting te saai in Oekraïne en druk op Oekraïne uit te oefen met die hoop dat die bevolking in opstand gaan kom en basies ten alle koste uit die oorlog wil uitkom. Nou daar's nog nie tekens daarvan nie. Oekraïne is baie effektief in sy teikening van spesifieke infrastruktuur in Rusland, veral dit wat verband hou met olieraffinerye, met energieverskaffing, en dan ook het ons laas gepraat oor die groot verskaffers, die mense wat die vermoë het om massa verskaffing, verspreiding te doen, hulle eintlik maar hulle logistieke netwerk, maar nie die militêre een nie, ook in terme van hulle sakeomgewing. En dit het 'n groot effek op Rusland. Nou wat die Russe begin doen het, in antwoord op Oekraïne se baie suksesvolle aanvalle in die Swartsee gebied en effektief die see ontoeganklik gemaak het vir die Russiese vloot. Hulle kan letterlik nie uit die hawens uitkom en opereer nie. Maar die Russe het nou hulle missieltegnologie begin gebruik om dieselfde te probeer doen. Oekraïne het nog redelik effektief aan die westelike gedeelte van die Swartsee hulle uitvoere kon doen, hulle graanuitvoere. En dit is op die stadium baie riskant en amper nie moontlik mee om te doen nie, want Rusland teiken dit nou baie spesifiek. En ek dink dis miskien uit 'n taktiese oogpunt en 'n strategiese oogpunt van die aspekte wat 'n mens na moet kyk. Oekraïne baie duidelik is die innoverende rolspeler. Hulle gebruik tegnologie baie slim, hulle weet om dit te gebruik en hulle is voor die Russe. Maar moenie dink die Russe sit in slaap nie. Hulle leer by Oekraïne en alles wat Oekraïne suksesvol doen, probeer hulle ook inbring in hulle eie manier van doen. Een van die probleme wat die Russe het, hulle het 'n baie, ek wil amper sê, argaïese manier en 'n baie rigiede manier van oorlog voer. Oekraïne het dit heeltemal verander. Hulle kom ook uit daai skool uit, maar hulle het baie vinnig aangepas, baie vlugvoetig, gedesentraliseerde besluitneming en baie vinnige besluitneming. Dit lyk of die Russe begin leer tegnologies. Hulle het hommeltuie wat uit Iran kom aangepas, baie beter gemaak, gebruik dit effektief. Hulle het missieltegnologie wat die Oekraïners nie oor beskik nie.
en hulle is besig om groot druk te plaas. Dit beteken Oekraïne word effektief beperk tot uitvoere oor land. Dit ons moet oor die westelike grense en deur Europa begin uitvoer. Nou dis baie duur, dit vat baie langer en die volumes kan nie so vinnig so groot wees as wat jy met die seeroutes kon doen nie. Vandaar die koste-effek wat 'n mens begin sien. En ons moet onthou Oekraïne is 'n baie groot uitvoerder van graan. En daar's baie afhanklikheid van Oekraïense graan in dele van die Midde-Ooste, in Wes-Afrika, Noord-Afrika is baie belangrike verbruikers van Oekraïense produkte. En dit beteken natuurlik dat voedselsekerheid kom in groot dele van die wêreld in gedrang. Nou net soos wat Rusland 'n uitvoerder is en nie maklik kan uitvoer nie, Oekraïne ook nou. En waarskynlik lê daar die kwessie van hoër pryse, want dit beteken die vraag is hoër omdat die normale toevoer nie daar is nie. Dit gaan interessant wees om te sien wat gebeur in die latere deel van hierdie jaar in terme van voedselpryse en voedselbeskikbaarheid. Wanneer dit wat verwag word, wat gebeur in terme van klimaatsomstandighede, waarskynlik 'n groter effek gaan begin uitoefen. Ek weet die VN begin alreeds praat van hongersnood en erge voedselonsekerheid in sekere dele van Afrika, Wes-Afrika, maar ook in dele van Suider-Afrika. Hulle praat van Malawi spesifiek waar daar groot druk gaan wees. So mense gaan moet sien hoe hierdie gaan uitspeel. Maar dit hou verband aanvanklik ook met wat nou in die Oekraïense oorlog gebeur. Roland, en soos jy nou praat oor en olie wat ook natuurlik op 'n hoër vlak bly met die Iran, die hele storie in Amerika en Kanada wat ook nou nogal in 'n handelsoorlog is. Begin my bekommernis nou amper 'n bietjie oorbeweeg na diesel spesifiek, met infrastruktuur wat beskadig is, nie noodwendig as gevolg van die olie as sulks wat se prys op is nie, maar dat die infrastruktuur om diesel te maak ook onder druk is en dit dieselpryse en ons insetkostes vir landbouers ook op 'n hoër vlak kan hou. Want dit bly 'n risiko, maar voor ons kom by beskadiging, dan moet ons eers kyk na wat gebeur in die Golfstreek. Dis baie duidelik dat nie Iran of die VSA wil voortgaan met hulle oorlog nie. Klink asof hulle lyk of daar oorlog nie. Klink of daar 'n bietjie van 'n vredesooreenkoms naby is as 'n mens so tussen deur die lyne lees. Ek weet nie, dis baie onseker. Ons het dit so baie gehoor. Ek dink die mense wat nou meer daaroor praat is die bemiddelaars. Hierdie week was beide Qatar en die Pakistanse bemiddelaars was op besoeke gewees. Die hoof van die Pakistanse weermag wat 'n kernrol speel in die bemiddelingspogings was hierdie week in Iran gewees, in Teheran gewees. Die Qataris is besig met onderhandelinge agter die skerms. Maar hulle praat met die Iranese. Ek weet nie of hulle praat met die VSA en tot watter mate nie. En dan belangrik dat ons gesien het daar's 'n effense daling in die olieprys as gevolg van Oman en Iran wat sê hulle is baie naby aan 'n ooreenkoms oor die gebruik van die straat van Hormuz. Nou wat hulle ooreenkoms, ons weet nie wat dit behels nie, maar wat die Omanse afvaardiging gister gesê het, is dat hulle werk nou om alle landmyne te verwyder of seemyne te verwyder. Nou president Trump het al 2 of 3 keer gesê die straat is skoon, hulle het die myne uitgehaal. So 'n bietjie onseker wat hier gebeur, wie mislei vir wie of wie weet en wie weet nie. En dan het Oman ook gesê hulle is werk aan 'n seeroete. 'n Roete binne die straat wat oop sal wees, wat gebruik kan word en wat veilig sal wees. Maar wat hulle nie oor praat nie, is gaan daar 'n koste wees. Is daar 'n tolgeld of 'n gebruiksheffing of wat hulle genoem het 'n ondersteuningsheffing, en dit is waar die knelpunt lê. Ek kan nie sien dat president Trump dit kan aanvaar gegee wat hy alles tot nou toe gesê het nie. Tensy hy dit afmaak as dis nie belangrik nie. Ek weet nie, mense gaan moet sien wat hier uitspeel. Hy het wel verlede week gesê as Oman voortgaan met onderhandelinge met die Iranese en 'n ooreenkoms bereik waarvan hy nie hou nie, gaan hy hulle letterlik van die aarde af bombardeer. Nou dis nou eintlik 'n bondgenoot. So weet dit wys vir 'n mens ook
die vloeibaarheid, maar ook die onvoorspelbaarheid van wat hier gebeur. Ons weet dat die argument en die benadering van Washington nou is dat dit is 'n massiewe ekonomiese druk wat nou geplaas word. Hulle praat van ekonomiese D-dag en dat daar sanksies gaan wees soos wat niemand nog ooit gesien het nie. Nou Iran is waarskynlik een van die lande wat onder die ergste sanksies vir die langste termyn is wat ons in die geskiedenis gesien het. En die Iranese het baie vernuftige maniere ontwikkel om die sanksies te ontduik en om deur allerlei maniere, onwettige maniere, sluikhandel, swartmarkbedrywighede, frontmaatskappye, om dit te kry wat hulle voel hulle moet hê. En hulle kon dit doen tot nou toe. So, of hierdie sanksies werklik so vinnig die effek gaan hê as wat Washington verwag, is vir my op die stadium so 'n bietjie onseker en twyfelagtig. Ek het gehoor hulle het, sorry ek vir jou rede, ek het gehoor, terwyl jy op die punt is, Amerika het vir China vrygestel, laat hulle wel by Iran kan olie koop, en ek dink dis weer vir die handelsooreenkomste tussen hulle twee, om nie daar verder risiko of onsekerheid in te bring nie. Maar dit is die swakpunt in die benadering van die VSA, want wat hulle nou na kyk is wat ons noem sekondêre sanksies. Met ander woorde, hulle pas nie sanksies toe teen Iran nie, hulle begin sanksies toepas teen ander wat met Iran handel dryf. Nou, om dit te doen beteken dat hulle grootste teiken moet wees Pakistan, wat 'n grens deel en waar baie handel met Iran plaasvind. Irak, met wie hulle nou probeer om 'n nuwe verhouding te bou. Turkye, wat 'n NAVO-bondgenoot is, en Trump en Erdogan het 'n baie goeie persoonlike verhouding. China en India, dis die tipe mense teen wie hulle dan nou erge sanksies moet gaan toepas. En dan op die golfstate wat tradisioneel met Iran handel dryf. Nou, die Verenigde Arabiese Emirate het verlede week gesê, hulle stop alle, want hulle is eintlik maar die kanaal waardeur al die finansiële transaksies gaan. 40% van Iranese handelsaktiwiteite gaan deur die Verenigde Arabiese Emirate. Hulle het aangekondig, hulle stop dit. Nou, tot watter mate dit gestop word, dis ook vir debattering. Die swakpunt hier is dat daai is nou die mense wat die VSA moet teiken en ernstige sanksies teen toepas, indien hulle wil hê dit moet werk. Nou, jy weet, in Engels sê hulle non-staters. Die VSA gaan nie vir China kry om hom te ondersteun nie. En hy gaan nie vir China met sanksies kan dwing om dit te doen nie. Die vorige ronde waar Washington probeer het om met allerhande maatreëls druk op China toe te pas, het, jammer om dit te sê, maar die Amerikaners het sleg tweede gekom. So, dit gaan nie werk nie. En om reeds te sê, goed, ons stel vir China nou vry, beteken jou belangrikste rolspeler in hierdie verhouding is oneffektief. En daarom is ek so bietjie skepties. Hulle kan druk toepas, maar die ekonomiese D-dag scenario is waarskynlik bietjie van 'n oordrywing. Ek dink waar mens meer na moet gaan kyk is wat is besig om binne Iran te gebeur. En dit is waar die geweldige uitdagings lê vir die Iranese regering. Jy sit met 'n inflasiekoers op die stadium van hier rondom 90%. Jy sit met skaarstes van sekere normale verbruiksitems. Jy sit met ongelooflike hoë werkloosheidsvlakke. Jy sit met industriële basis wat grootliks vernietig of op 'n baie laer vlak funksioneer. So jy het heropbou nodig in Iran en dit gaan nie baie vinnig en baie maklik gebeur nie. Nou wat dit tot gevolg gaan hê, weet 'n mens nie. Die een ding wat ons wel weet is die Iranese regime is nie so sensitief vir die lyding van sy bevolking soos ander regerings nie. Maar ek dink dit is die prentjie wat 'n mens na kyk. So die kort hiervan, nog steeds onvoorspelbaar wat in die Midde-Ooste gebeur, nog steeds 'n impak op die res van die wêreld se ekonomie, en dis waar Iran dit baie slim benader. Iran probeer die koste van die oorlog hoog maak vir almal en sodoende druk op president Trump plaas. En wat ons nie altyd so mooi na kyk nie, is wat gebeur buite die Iran onmiddellike omgewing van Iran. En ons sien die druk wat byvoorbeeld op Saudi-Arabië toegepas word, wat alternatiewe maniere ontwikkel het om sy olie-uitvoere aan te laat gaan. Ons moet onthou, die golfstate het geweldige verliese gely as gevolg van die sluiting van die straat van Hormuz.
Want hulle rand en sent wat in- en uitvoere betref, is daarin opgesluit. Iran het opsies, Saudi-Arabië het opsies, maar nie onbeperk nie. En nou het ons gesien hierdie week, hulle kan nou nie meer deur die Rooi See by die Bab al-Mandeb knelpunt uitgaan nie, want die Jemen probleem en die Houthis in Jemen blok dit. So nou voer hulle met hulle pypleidings na die Rooi See se kant toe, pomp hulle olie, dan laai dit op skepe en dan moet hulle deur die Suezkanaal gaan. Met ander woorde, hulle kan nie die groot skepe gebruik nie, want daar's 'n perk hoe groot dit kan wees. Dit vat baie langer en dit is baie duurder. So die koste van hierdie oorlog vir rolspelers soos Saudi-Arabië is hoog en dit beteken hulle kliënte se koste is ook hoog. Roland, so gepraat van, ek het so vinnig genoem van Amerika en Kanada, maar ek sien as Amerika nou alle sy bondgenote kwaad maak en dan nou nog sy noordelike buurman ook nou besig is om 'n handelsoorlog te ontwikkel daar. En ek het gehoor die analiste daar is nogal bekommerd oor iets soos 'n kunsmisprys in Amerika. Ek wonder sommer net of dit nie oor kan spoel na ons toe ook op 'n indirekte manier nie, maar hulle brandstofkoste spesifiek ook, wat nogal, hulle is nogal afhanklik van baie energie van Kanada se kant af, maar daar's ook nie, hulle is ook nie baie lief vir mekaar op die oomblik nie. Wel, ek dink die Kanadese is nie lief vir Trump nie, omdat hy hulle probeer boelie en die effek van of die onderliggende van wat gebeur is dat Trump probeer 'n ooreenkoms met Kanada beding waar hy Kanada se soewereiniteit inperk. Waar hy Kanada se reg om sy eie beleid en sy eie ooreenkomste te beding probeer inperk. Nou geen regering kan dit toelaat nie, tensy jy bereid is om as 'n amper aanhangsel van die VSA te funksioneer. Kanada kan nie bekostig om dit te doen nie, en die manier wat die VSA hierdie onderhandelinge dryf, is besig om Kanada heeltemal te vervreem. Interessant is dat dit die Kanadese bevolking begin saamtrek en baie meer patrioties maak. En dis gewoonlik wat met sulke goed gebeur. En dit beteken die spanning tussen hierdie twee regerings en die vlakke waartoe dit gedryf word is baie hoër. Nou, dis onwaarskynlik dat daar 'n oorlog kan uitbreek, maar die skade van hierdie handelsoorlog kan net so groot wees. En wat nou gebeur is, omdat daar nie ooreenkomste is nie, is daar 50% tariewe wat geplaas word op 'n groot klomp Kanadese invoere. En Kanada se houding is, na onderhandelinge, jammer, maar ons kan nie toegee aan wat julle wil hê nie, ons is 'n onafhanklike staat. En dan en dis die interessante, Makani kom in en hy sê, wel, dollar vir dollar gaan ons dieselfde doen. En hy sê, gaan die Kanadese ekonomie baie seer maak, maar hulle gaan maatreëls in plek sit, lyk vir my soos in die tyd van COVID, om hulle industrie en hulle werknemers te probeer beskerm so ver as wat hulle kan. Maar dan is Kanada al aktief besig om alternatiewe te onderhandel. Kanada het byvoorbeeld baie groot handelsooreenkomste met China gesluit. En dit krap Washington nou na die tyd om, maar dit was die gevolg van Washington se optrede. Kanada begin hom al hoe meer assosieer met NAVO en Europa. En daar is al mense wat die opmerking gemaak het dat Kanada word dalk die Europese Unie se verlenging in Noord-Amerika, en so heg word hierdie verhouding. Nou dit krap die Amerikaners om, want dit beteken hulle verloor invloed, hulle verloor beheer. Maar die manier wat hierdie verhouding bedryf word, stuit 'n mens teen die bors. Die beledigende houding en opmerkings van president Trump, maar dan agter dit die eise wat hy stel. Ek meen, dit is onwerkbaar en onwerklik om te dink jy gaan daarmee wegkom. So nou dryf jy hierdie ding, en uiteindelik gaan die gewone mense in Kanada en gewone Amerikaners gaan die prys betaal. Die punt wat jy maak, en dis interessant, Kanada produseer ook baie olie, soos die VSA, maar baie van die noordelike deel van die VSA se energiebehoeftes, elektrisiteit byvoorbeeld, koop hulle by Kanada. En Doug, die gouverneur van een van die deelstate, wat 'n baie uitgesproke mens is, hy laat hom glad nie voorskryf deur Trump nie en deur die politieke korrekte benaderings wat van sy kollegas volg nie, het reguit gesê, dan sny ons se energietoevoer af, as dit daarop aankom. En Trump het nie 'n manier om daai energietoevoer onmiddellik te vervang of op die kort termyn te vervang nie. So daar's baie op die spel. Mense hoop maar die koelkoppe
buite die besluitnemers se hoogste vlak rondom Trump kan 'n inspraak kry en kan hierdie proses bietjie kalmeer en rasionaliteit inbring. Die interessante hier is Trump het met Mexiko begin en toe met Kanada. Nou is al sy aandag op Kanada en ek hoor by mense in die VSA dat Mexiko gebruik hierdie geleentheid nou om sover as moontlik sy handel en voorregte en voordele te benut. Maar dis waarskynlik op 'n stadium gaan Kanada agtergelaat word en dan gaan Trump weer op Mexiko begin fokus. En die effek is hy destabiliseer die Noord-Amerikaanse streek. Hy vervreem regerings wat hy nodig het op die langtermyn en ja, dis nie goeie politiek nie. En die res van die wêreld sit nie net en kyk nie. Hulle lê ook hieronder. Daar's die uitval van hierdie manier van politiek bedryf het 'n effek op 'n groot klomp mense. Okay, Roland, dan ook iets wat verband hou met Amerika, maar dan bietjie nader aan plaaslik beweeg is ons verhouding nou met Brazil ook, wat ook 'n groot impak op ons landbou het. Ja, dis interessant. As 'n mens van Washington af beweeg, ons praat van die uitval van die politiek wat Washington bedryf. Ons weet Suid-Afrika is onder groot druk en daar's nog nie regtig veranderinge nie, behalwe dat die Senaat AGOA wil verleng. En dit is natuurlik in Suid-Afrika se belang, grootliks in ons belang. Maar dieselfde druk waaronder Suid-Afrika is Brasilië ook onder. En die regerings, en ons het al voorheen daar gepraat, een van my sterk argumente is in terme van Suid-Afrika se beleidsoriëntasie, ons buitelandse beleidsoriëntasie. Ons moet baie nader beweeg aan state soos Indië en Brasilië, wat baie ooreenkomste toon met ons, wat goedgesind is, en met wie ons baie sterk ekonomiese en politieke bande in almal se belang kan ontwikkel. Nou met Indië gaan dit beter, ons weet van die ooreenkomste na dekades van onderhandeling, die beperkings op die uitvoer van sitrusvrugte wat tot tomate wou opgehef, wat makliker maak. So dis 'n baie belangrike ontwikkeling. Brasilië bly die probleem, want op 'n vlak is ons dieselfde, maar ons kompeteer ook met mekaar. En daar's baie argumente in Suid-Afrika, onder andere die pluimveebedryf, dat Brasilië gebruik ons om te stort. Die suikermense kla daaroor, maar daar's nou hierdie week 'n baie belangrike hoë vlak onderhandelinge tussen Suid-Afrika en Brasilië in Pretoria. Die twee regerings, ek noem dit maar 'n binasionale kommissie wat bymekaar kom. En dis 'n 2-jaarlikse gesprek gewoonlik, maar hierdie jaar sin is baie belangrik want die basis van die byeenkoms verander. In die sin dat die regerings is beide bereid om die onderhandelinge rondom ooreenkomste baie meer buigsaam te benader, baie meer na mekaar te luister. En die fokus is 'n bietjie anders. Die fokus nou is ons moet saamwerk, ons het mekaar nodig, anders gaan ons ondergeploeg word deur wat uit Washington kom en wat in die res van die wêreld gebeur. En dis 'n baie belangrike ontwikkeling. Die twee regerings kan baie nou met mekaar saamwerk op industriële en tegnologiese basis. Dis die twee van die grootste ekonomieë in die suidelike halfrond. Twee baie belangrike landbouprodusente. En dan is daar gesprekke oor samewerking, oor tegnologiese ontwikkeling. Baie belangrik, die gesprek oor die ontwikkeling van entstowwe, beide vir menslike gebruik en dieregebruik. Ons weet met die back and claw probleem dat Brasilië is 'n baie belangrike bron van entstowwe. Nou die Brasiliaanse minister van buitelandse sake het baie duidelik gesê hulle is bereid om met Suid-Afrika saam te werk om vermoëns te ontwikkel, kundigheid uit te ruil en 'n vervaardigingsvermoë te vestig wat in terme van probleme soos COVID byvoorbeeld 'n mens meer selfstandig kan maak, maar ook in terme van die landboubedryf. So daar's baie terreine waarop met mekaar gesprek gevoer word. Daar word ook gekyk na ander wetenskaplike samewerking, opleiding ensovoorts. So dis belangrike ontwikkelinge. Nou mens moet sien wat is die uiteindelike ooreenkomste, maar op die stadium lyk dit positief. Die belangrike vir my is dat Suid-Afrika begin wegkyk van net China of Rusland of die vasklou van party mense aan 'n plek soos Iran en begin rasioneel kyk na die voordele van samewerking
met plekke soos Brasilië wat baie meer geleenthede bied en wat baie nader is aan die manier van doen in Suid-Afrika, die breë normes en die waardes wat onderliggend is aan regering, behoort dit baie makliker, meer sinvol, maar ook belangriker te maak. Ja. Ja, ek dink ons verseker baie geleenthede en ek dink dis die resultaat ook van hierdie destabilisasie eintlik van Amerika se kant af, laat ons ander markte gaan soek het. Ons met Indië, met China, met Brazil byvoorbeeld en ek dink op die langtermyn kan dit dalk so 'n bietjie meer druk op Amerikaanse ekonomie sit as al die stof nou gaan lê. Ek dink aan die einde van die proses, aan die einde van die Trump-era waarskynlik gaan Suid-Afrika kan sê goed, ons het seer gekry op vlakke, maar ons het groot geword, hoop ek, in die proses en begin kyk na ons eie belange vanuit 'n ander perspektief en 'n baie meer daadwerklike poging aangewend om die markte in die wêreld anders te benader. Nou dis natuurlik moeilik, né? Dis maklik om een sekuriteit van een mark te hê wat jy weet presies hoe dit werk. Maar jou probleem is as iets skeefloop. Nou niemand het ooit gedink die verhoudinge met die VSA kan skeefloop soos dit gebeur het nie. En ja, dit kan weer in die toekoms gebeur. So ons kan nie net na Europa kyk nie. Ons kan nie net na die VSA kyk. Net so min kan ons net na China kyk. En dit maak hierdie ontwikkelinge ontsettend belangrik om op 'n ander manier met ander rolspelers op 'n baie hoë vlak ooreenkomste te bedang. Die uitdaging natuurlik is om seker te maak daai ooreenkomste word geïmplementeer en die ontwikkelingsplanne word aktief in werking gestel sodat ons by die doelwitte en die voordele hiervan kan uitkom. Roland, okay, dan het ons so 'n bietjie tyd oor wat ek bietjie plaaslik na toe wil kom, natuurlik die plaaslike verkiesing waar daar sekere verwikkelinge is, maar ook dan so vinnig net so die Madlanga kommissie wat nou daar uitkom ook. Ja, die Madlanga kommissie gaan aan. Ek dink wat 'n mens kan sê is die Madlanga kommissie sê omtrent elke dag vir ons hoekom dinge gaan soos dit gaan met wet en orde, met geweldsmisdaad, hoekom dit gaan soos dit gaan in regering. En die interessante die afgelope dae is die getuienis van onder andere Kat Matlala. Nou hy probeer om homself nie te inkrimineer nie, so hy weier om baie vrae te beantwoord. Maar dit wat sover begin uitkom is daar's begin 'n duideliker prentjie rondom sleutelpersone ontwikkel. En nou is ons by mense buite die polisie. Daar's nog nie name wat opduik, Sibia en die mense, maar daar's ander name wat nou baie meer direk gekoppel word en daar's 'n al hoe duideliker prentjie wat 'n mens begin sien van die samewerking tussen wat generaal Mkhwanazi genoem het die misdaadsyndikaate, die groot 5 waarvan hy gepraat het. Ons begin nou 'n prentjie kry van wat het hy bedoel daarmee. Nou of dit 'n werklike georganiseerde netwerk is so fyn as wat die indruk geskep is, dit weet 'n mens nog nie, maar dat daar samewerking is en dat daar die belangrike punt dink ek ons deel in die voorspoed van ons korrupsie. Dis maar wat daar uitkom. En dan word politieke name ook alweer ingegooi. Vorige minister van polisie Bekkie Cele, die huidige met verlof minister van polisie Mchunu, hulle name dui konstant op by die inligting oor vergaderings wat gehou is, by die deel van inligting, soms wat nie in die domein buite die polisie moet wees nie, selfs buite die regering moet wees nie. En die prentjie wat 'n mens begin kry is een van samewerking, van ondersteuning, die uitruil van inligting, maar ook die skep van 'n netwerk waarin mense vasgevang raak. En die middel wat dit doen is geld. Dit gaan absoluut oor geld. En saam met geld het jy invloed en mag, maar die kwessie hier is om geld te kry onregmatig en ons praat van groot bedrae geld. En dan die interessante is die onderliggende hier is ons gee vir mekaar lenings van miljoene sonder ooreenkomste en betaal dit terug of betaal dit nie terug nie. Dis onduidelik hoe dit werk. Daar's baie wat ons nog nie weet nie. So die Madlanga kommissie nog steeds belangrik, gee vir ons nog steeds insigte en dan belangrik saam met dit die vervolgings wat aangaan. En ek dink dit is wat hierdie kommissie onderskei van die verlede, is daar vind deurlopend vervolging plaas van mense. Dis nie net 'n verslag van dit wat skeefloop nie.
Is iemand al toegesluit of wanneer dink jy gaan iemand toegesluit word? Want so ek en jy gesels altyd oor hierdie goed is ja, hier staan 'n paar goed wat nou uitkom in die lig wat iemand agter tralies gaan hoort. Daar is al mense wat gefonnis is, maar nog nie die groot name nie, maar 'n klomp van hierdie groot name is in die hof. Die wat in die polisie was is almal geskort en hulle word vervolg. So is nie 'n kwessie van ons skors jou en ons los jou nie. Maar hierdie sake is komplekse sake, dit gaan tyd vat. So hoeveel mense uiteindelik toegesluit gaan word, weet ek nie, maar op die stadium is dit in proses. En dit is anders as byvoorbeeld die Zondo-kommissie wat 'n baie deeglike verslag gegee het. Maar daar's nog nooit opgetree daar in terme of daar's bitter min. Ek dink daar's 3 mense wat vervolg is en skuldig bevind is in terme van die Zondo-kommissie. Maar daar's nou 'n hele klomp nuwe aanklagte wat gebring is en ondersoeke, veral rondom Transnet. So daar's nou beweging daarin ook. Ja, 'n mens hoop maar dat die proses sy verloop neem voordat almal wat so lekker gesteel het dood is. Roland, dink jy dit is weer eens dit kom amper na my gevoel is omdat die ANC 'n bietjie steen verloor en hulle nie noodwendig al hierdie goed kan stop, al hierdie kan ek sê vervolgings kan stop nie. Dink jy dit het iets te doen dat die Mlanga kommissie dalk bietjie sterker op 'n manier as die Zondo kommissie is? Ongetwyfeld is die groot verskil dat die Zondo-kommissie se beskuldigdes het politieke beskerming geniet. Want meeste van daai name sit in die regering of is in noue verhouding met die regering. By die Mlanga-kommissie is die verdeeldheid wat ons in die regering sien en die feit dat ons rolspelers het tot dusver wat onder die politieke vlak optree. Hulle kan nie daai selfde beskerming kry nie. En dan baie belangrik, die verdeeldheid in die geleedere van die polisie, dink ek is baie belangrik. Want dit beteken hulle sluit nie geleedere agter die mense wat beskuldig is en wat uitgewys word nie. Hulle word uitgestoot. En dis baie belangrik. Dit beteken dit is makliker om te vervolg. My vraag is, gaan daar optrede kom teen Mchunu? Want hy is nog 'n betaalde minister. Gaan daar optrede kom teen Bekkie Cele wat baie nou aan president Ramaphosa gekoppel is. En dis die toets waar ons gaan begin sien, gaan daar op daai vlak ook opgetree word. Is daar gronde vir optrede teen iemand soos Julius Malema? Want sy naam het 'n hele paar keer opgeduik. Hy is bekend met hierdie mense, hy het met hulle geassosieer en daar's oor 'n baie lang tyd beweringe dat hy baie geld by hulle kry, dat hulle finansiëel eintlik agter hom staan. Nou die vraag is dit wettig? Op watter manier word dit gedoen? Verklaar hy dit? En so daar's baie vrae wat nog beantwoord moet word. En dis die moeilike deel, want nou kom jy op die politieke vlak. Ja, ja, dit is nogal moeilik en dit gaan nou met die plaaslike verkiesing wat nou ook kan ek sê momentum begin kry. Jy het gepraat van die EFF wat 'n mosie van wantroue, daar's bietjie in die RNE ook bietjie meer konflik wat ons nou gesien het. Byvoorbeeld iemand soos Guyton McKenzie wat interessante stand ook of bietjie meer arrogant is. Ja, as jy bietjie vir ons 'n prentjie of jou siening kan gee oor dit, ja. Ons kom nou in die pylvlak op pad na die plaaslike regeringsverkiesing en die politiek begin nou die fokus word. Nou die media mense praat van die silly season. Oorlopery en slegsêery van mekaar en allerhande onsmaaklike politiek wat bedryf word en ons begin dit sien. Die vraag is, wat se effek gaan hierdie politieke veldtog hê op die verhoudinge binne die regering van nasionale eenheid? Nou daar's 2 moontlikhede. Dat op 'n nasionale vlak die leiers dit hanteer en sê ons bly verbind tot hierdie struktuur en in die belang van Suid-Afrika en natuurlik eie belang want hulle het mekaar nodig om daar te bly. Of dit word 'n breekspel en die regering van nasionale eenheid stort in duie. Ons moet net onthou die plaaslike regeringsverkiesing het nie direk iets te doen met die nasionale politiek nie. Natuurlik is daar 'n wederwysige beïnvloeding, maar hierdie gaan oor verkiesings op plaaslike vlak, 'n wijkraadslid, 'n proporsionele raadslid en dit gaan oor munisipale en metro regerings. Maar dit het 'n verbintenis en 'n invloed op nasionale vlak. My indruk is dat as ek kyk na die afgelope dae se standpuntinname, dat die DA en die ANC byvoorbeeld op leiersvlak verbind is om die regering van nasionale eenheid in stand te hou, alhoewel hulle harde politieke veldtog te voer.
en op grondvlak is die handskoene nou uitgetrek. Nou die ANC het die naweek sy verkiesingsmanifest vrygestel. Daar's niks nuut in nie. Die beloftes is dieselfde. Die ANC beloof letterlik in 100 dae na die verkiesing 'n nuwe Suid-Afrika. Maar wat hulle nie oor praat nie is dat hulle in die afgelope 3 dekades eintlik maar grootliks die munisipale vlak van regering vernietig het. Niemand anders as die ANC nie. So daai en die interessante en die belangrike vraag hier is, hoe gaan die kiesers reageer? Die meningsopname sê vir ons die ANC gaan 'n groot pak slaag kry. Sy steun het geweldig geval. Maar dit sê nie hy gaan nie in die verkiesing nog steeds beduidende steun kry nie. Die ANC kan byvoorbeeld steeds die grootste party wees in meeste munisipaliteite, alhoewel hy nie in almal noodwendig 'n volstrekte meerderheid gaan hê nie. So daar's nog baie onsekerheid oor waar ons gaan eindig en wat dit beteken vir plaaslike regering na November, maar ook wat dit gaan beteken dan as 'n aanduiding vir die politieke sentimente wat 'n invloed gaan hê na die verkiesing en dan baie belangrik vir die verhoudinge wat kan ontwikkel na die verkiesing. Ek wil een voorbeeld noem. Dit kan wees dat die verkiesingsuitslag in 'n plek soos Johannesburg van so 'n aard is dat jy die DA en die ANC saam in regering moet hê, anders kan jy nie regering hê nie. Met ander woorde, dit kan wees dat die ANC en die EFF saam kan nie weer 'n regering vorm nie, hulle het nie die meerderheid nie. Die DA en die Vryheidsfront en LCDP en IFP kan nie 'n regering vorm nie, dit nie genoeg stemme nie. Die enigste opsie is die ANC en die DA. En dit gaan hulle dwing om saam te werk. En die vraag is, hoe gaan hulle dit doen? Dit gaan waarskynlik ingryp van nasionale vlak vereis om dit te laat werk, want op provinsiale vlak weet ons daar's geen sentiment en gewilligheid om met mekaar saam te werk nie, veral nie van Lesofie en sy ANC groepering om hom nie. So hier kan nog baie moeilike uitdagings voorlê na die verkiesing wat hier ter sprake gaan kom. En ons gaan moet sien hoe dit uitspeel. Ek dink daar gaan baie moeilike onderhandelinge en besluite geneem moet word na die verkiesing, wat vir partye moeilik gaan wees. Ons sien ook die druk wat die verkiesing bring binne partye. Die spanning wat daar is binne die ANC. Hulle kan nie burgemeesterskandidaate bekend maak nie, want die verdeeldheid in die binnengevegte is van so 'n aard dat die partyleiers dit uitstel, want hulle is bang die party skeer. En dat belangrike rolspelers oorloop na 'n party soos die MK of dalk die EFF of dalk selfs na die DA toe. Ons sien die druk wat opbou in die Vryheidsfront Plus. Die afgelope dae se gebeure in Pretoria en die Tshwane streek, waar die caucusleier en die streeksleier van die VF Plus by die DA aansluit as gevolg van konflik binne die Vryheidsfront Plus. So partye is onder druk. Nou die interessante hier, nou kyk jy na iemand soos Gayton McKenzie wat al hoe meer uitgewys word vir optrede en besluite wat hoogs aanvegbaar is. Ek stel dit baie mooi. En sy houding vir almal is basies gaan vlieg. Ek doen wat ek doen. Nou dit skep probleme. Dis vir my baie interessant dat president Ramaphosa glad nie reageer nie. Dis een van sy ministers. Hy behoort hom in te roep, soos wat hy met ander al gedoen het, en sê hierdie is nie aan as 'n kabinetslid nie. Maar hy doen dit nie. Nou ek weet nie of hy dink hy die ANC gaan voordeel trek omdat dit op ander vlakke konflik skep of die aandag aflei nie. Maar uiteindelik gaan Ramaphosa moet pa staan vir besluite wat geneem word wat totaal buite orde is. Hy gaan nie dit kan afskuif op Gayton McKenzie of op die regering van nasionale eenheid nie. Dit is sy verantwoordelikheid. Maar ek dink dit hou alles verband met die fase waar ons nou ingaan van die fokus is op watse voordele kan ons trek uit hierdie verkiesing, hoe kan ons onsself laat goed lyk en ander laat sleg lyk en hopelik aan die ander kant uitkom met dalk bietjie meer as wat ons daarmee ingegaan het. Byvoorbeeld vir die ANC baie op die spel. Met die berekeninge wat gemaak word is in terme van huidige steunvlakke kan die ANC tot 500 raadslede verloor. Nou dit beteken is 500 mense wat nie meer 'n salaris kry nie, wat nie meer invloed kan uitoefen nie. Dit beteken jou party word kleiner, sy invloed word kleiner, hy kom onder al hoe meer druk en ons weet 'n groot klomp mense assosieer met die ANC
as gevolg van die ekonomiese voordele wat dit vir hulle inhou. Dit beteken tenders kan nie meer so maklik na ANC georiënteerde rolspelers toe gaan nie. En op die langtermyn het dit 'n baie groot effek. So wat rondom die verkiesing gebeur, nie net in die verkiesing self nie, gaan vir Suid-Afrika van ongelooflike groot belang wees. My gedagte is, ek weet nie of ons so min of meer 100 dae voor die verkiesing is nie, as jy so vinnig Ons is al binne daai perk. So my gevoel amper is, as hulle dit 100 dae na die verkiesing kan doen, hoekom kan hulle nie nou hierdie 100 dae gebruik en al die probleme oplos voor die 100 dae voor die verkiesing wat ons daar aankom nie. Almal se beloftes, en ek weet dit is seker nie altyd so maklik nie, maar as mens verandering wil sien, doen dit nou. Ek dink die kwessie is eenvoudig dat jy kan nie in 100 dae 15, 20, 25 jaar se onbesonnenhede op hierdie vlak gaan oplos. Maar tog beloof hulle dit. Ja. En dan die ander ding is, daar's plekke waar mense dit sien. Skielik word strate geverf en reggemaak en ligte word reggemaak. Vir 4-5 jaar gebeur daar niks. Nou skielik lyk dit of hulle 'n nuwe stad bou. My vraag is, en ek is sinies hieroor, want ons het dit al gesien, is na die verkiesing binne 'n maand, dan lyk dit maar weer so, want daai durf en die ywer en die geld wat daar was om dit te doen, verdwyn dan weer. So mense moet maar wakker wees en nie net kyk na wat nou gebeur, maar ook na die tendense kyk en die realiteite van dit wat moontlik is en wat nie moontlik is nie. Roland, wat sien jy agter die EFF se mosie van wantrou wat dan misluk het, as ek jou reg verstaan? EFF probeer baie hard saam met MK en ATM, die Africa Transformation Movement, om die Palapala komitee te gebruik om die ANC en Ramaphosa spesifiek onder druk te plaas, maar ook om hulle eie beeld 'n bietjie sterker te maak. Die EFF is onder geweldige druk. Die feit dat van sy belangrikste denkers is uit die party uitgedryf, so sy leierskap is verswak. Malema is onder druk as gevolg van sy veroordeling, moontlikheid dat hy kan tronkstraf kry, maar ook die feit dat sy party presteer nie. Sy party se steun is besig om te daal. En hy moet allerhande goed probeer doen want hy werk op publisiteit. Nou ons het gesien die media begin om 'n bietjie 'n koue skouer gee. Hy kry nie hierdie gratis publisiteit wat hy altyd gekry het nie. Nou gebruik hy die parlementêre proses, die Palapala proses veral, en dan gaan ons sien dat hy gaan begin om weer baie radikale uitsprake te maak. Want hy moet op een of ander manier aanklank kry, probeer om mense te mobiliseer om die party te ondersteun. Nou hulle het besluit om 'n mosie van wantroue, die EFF het dit voorgestel, teen die spreker te bring, omdat sy nie die artikel 89 komitee wou steun om in 'n hofsaak om te keer dat Ramaphosa uitstel kry vir die komitee om te begin werk nie. Nou daai mosie is gister aangehoor en dit het totaal misluk. Daar is net nie genoeg steun nie. En ek dink wat 'n mens hier sien is twee dinge. Die partye in die parlement gaan nie goedsmoeds 'n proses steun van die EFF, al stem hulle saam dat die komitee moet aangaan met sy werk. Hulle gaan nie die stelsel ondermyn en laat in duie stort nie. Hulle gaan nie onstabiliteit bring nie. Die ander ding is, daar's 'n versigtigheid rondom die hantering van Palapala, en dit gaan nie oor mense wat sê ons moet onreg laat gebeur nie, maar ek dink daar's 'n begrip vir die risiko's wat met hierdie proses saamgaan. En daarom die benadering wat sê ons het 'n proses, ons het riglyne, dit gaan dalk nie so vinnig as wat ons wil hê nie, maar ons werk op dit en ons kom uit by 'n werkbare oplossing. Eerder as om allerhande ander goed te probeer doen om aandag te trek, maar ook eintlik dan die proses te saboteer. En dis 'n risiko wat die parlement loop, is dat hy sy eie proses kan saboteer deur met oorhaastige optrede die president onder druk te plaas, en dan val hierdie hele ding vas en daar gebeur niks nie. En ek dink partye soos die DA en van die ander partye, Vryheidsfront Plus, dis partye wat in Action Suid-Afrika 'n bietjie meer oorwoë benadering, volg die proses, ons kyk of ons die proses kan deurvoer, en as daar iets is teen die president, dan gebruik ons dit. Dit help nie ons is oorhaastig, ons oortree regulasies nie, ons kom terug in die hof en dan word ons gestop, of die hele ding misluk in daai sin nie.
Baie dankie Roland, dit was weer eens baie insiggewend geweest. Ons tyd is nou amper klaar, maar dis regtig 'n hoogtepunt vir my om 'n bietjie op hoogte te kom van die nuutste goed plaaslik, maar ook internasionaal. So baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny, altyd lekker om te gesels.